Arend Hougaard, vir my is hy Arrie. Nou, vir die ander mense is hy 'n man in 'n tonnel en hy's 'n man wat die Kaap hoop gee. Ja. Arrie, jy's 'n Kaapenaar, born and bred. Ja. So hierdie is vir jou speelplek. Dis speelplek dis geboorteplek. Hallo Henry, dis so lekker om saam met jou te kan praat. Ek hou van die tonnel en die hoop. Ja, Kaapgebore. 4 jaar oud toe Springbok toe. My pa was by die ou Volkskas. So ons is rondgeplaas hele Suid-Afrika. Maar ek is lekker vroeg in my lewe, so kort na 'n bietjie swat en na AME en al daai goeters, is ek al in 1988 was ek Republikein toe. Ja. Ja, ek nou saam met Tess Erasmus en Jacobi. Die goeie ou dae. En daar's 'n klomp legendes wat daar deur is. Ook Joe Marie Daddy, ja. Wat jy wel goed ken. Wat ek goed ken, ja. Ja. En so briljante tyd. So ek het 'n groot deel van my lewe was ek in Namibia en so dis diep in my hart. Spesiale tyd, nee, Arrie. Diep in my hart, absoluut. Diep in my hart, maar die Kaap is 'n baie spesiale plek. En ek geniet dit. Hier's baie om te doen en hier kan jy kan die tonnel uitleef. Ja. Wat 'n fik sport is. Ja. En 'n bietjie hoop ook gee, nee. Die hoop ook gee. En die hoop gee is belangrik. Ja, vertel bietjie die tonneldeel. Ja. Arrie, ons is nou by die tonnel. Ons is nou in die tonnel. So ek wil net sê waaroor daai program gaan. So jy was skouers geskuur met die Springbokke, jy was daarbey betrokke. Jy het nie gespeel nie, nee. Jy was met water aangedra. Nee, ek sou waarskynlik gespeel het, was dit nou nie vir my hamstring. Was jy 'n flank? Ek was 'n senter. 'n Senter. In die ou dae, maar daai tyd was die senters nog kleiner. Okay. Nou is dit ons groot senters. Jy was nie 'n skramstoter of 'n Nee, ek het kontak gemaak as dit moet. En baie vinnig hardloop. Maar ja, so ek was senter, maar ek sou seker Springbok gespeel het, was dit nie my hamstring nie. As ek met nederig en eerlik wees, maar nee, die naaste wat ek nou daaraan kom is 'n betrokkenheid aan die media kant, media liaison. Dis met die Leeu Tour begin in 2009. Pieter de Villiers, hy was ek afgestudeer en die Britse Leeu's wat ek kom speel het, klein seetjie drome, my paadjie 1974. Toe ek begin verstaan van rugby by Springbok, toe speel die Britse Leeu's. Die Springbokke, ek het foto's van hy rooi truie, groen truie. Dit was en ek moes myself knyp dat ek so naby kon betrokke wees. So jy's nou in die span dinamika. Ek het elke ding bygewoon as hulle span aankondig, strategie praat in die kleedkamer is. Die balle pomp. Storte alles. Ja, storte het ek ook, maar hulle het laat gesê ek moet maar uitgaan. Hulle bly buite. Ja, bly buite. Ek laat hulle sleg lyk. Wat so nederig, ja, maar ek praat nou van hulle dis nog toe in die six packs en ja. Maar toe net terug op daai klein seetjie droom om daar betrokke te wees en toe met 2011 se wêreldbeker in Nieu-Seeland. Ook met genade so met 'n weer op 'n chaplaincy rol by gewees. Maar ja, so lief vir sport, lief vir rugby, altyd groot met my pa het ons altyd Nieuweland toe gevat. Nieuweland is waar daai saadjie geplant is, hè? Altyd daai belangstelling gehad. Eintlik daai tyd toe ons nog in Hartswater gebly het, na Bloemfontein toe gevat het vir 'n toets, sulke dinge, maar die Nieuweland onthou ek. Nieuweland is nou nie meer nie, is nog Kaapstad Stadion, nuwe memories. Maar die liefde altyd daar vir die sport. Dis ietsie vir my en Red as hy dit is vir my oomblik. Dis 'n vibe, dis nie daai 80 minute nie. Jy die opbou van die Kaap as jy gaan rugby kyk nie, jy gaan sit eers, jy gaan doen ietsie, jy gaan eet 'n breakfast daar by Blouberg of by die see of gaan geen stadion toe en daar's 'n ritueel aan dit alles, nee. So daai liefde vir sport en eintlik maar liefde vir alle sporte. So ek het genade was op stadion by ander plekke in die wêreld en dan het ek maar probeer om van die sportgoeders by te woon. So dit is baie lekker.